vra u teenwoordigheid om ook vandag weer hier te manifesteer soos wat net u kan, deur die Heilige Gees, die teenwoordigheid van u Vader, Seun en Heilige Gees, om ook ons erediens te lei, Here, om ook die woorde wat gewone woorde is, aan ons harte vas te maak. Aan u behoort ons lewens, nou en vir ewig. Amen. Baie keer as mens te doen kry met goed wat Jesus gesê het, woorde wat hy gebruik het, dan dink 'n mens soms hy het dit gesê, soos wat ons dit gebruik. Hy het dit uit die lug uitgegryp, en is iets wat kosbaar is, iets wat net hy kon sê, en daarom is dit vandag nog tot betekenis. En baie keer ook, as ons te doen kry met Jesus se ek is uitsprake, daar is 7 van hulle, 7. Dan hanteer ons hulle asof dit alleen staan en op hulle eie staan. Daar is soveel konteks agter hierdie woord. Hoekom hy dit gesê? Ons gaan vir die volgende 7 weke, elke keer, dit gaan nie noodwendig die hoofthema van die prediking wees nie. Partykeer gaan dit net inval by die ander dele. Maar ons gaan vir 7 weke stil staan, elke keer by wat Jesus gesê het, hy is, ek is. En as jy nou, voordat ons na vandag kyk, as jy nou by jouself dink op hierdie stadium, hoeveel van hierdie 7 ken jy? As jy nou moet dink wat Jesus gesê het hy was, voordat ons praat hieroor, hoeveel van die 7 kom by jou op? Hoeveel ken jy? Ek sal graag wil hê dat ons na hierdie lydenstyd al 7 in ons harte sal bewaar, na volgens lewe. Ons lees vandag die eerste ene uit Johannes 8, ons gaan hulle ook nie kronologies doen nie. Hierdie was die tweede uitspraak van Jesus. Ons hanteer hom vandag vir die eerste keer, of vir die eerste een. Johannes 8, en ek gaan lees vanaf vers 12 tot en met vers 20. Vers 20 ook belangrik, en jy gaan dit nou sien hoekom. Ek lees uit die 2020 vertaling, Johannes 8, vanaf vers 12. Toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal beslis nie in duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Die Fariseërs het toe vir hom gesê, u getuig van u self, u getuienis is nie geloofwaardig nie. En Jesus het hulle geantwoord, selfs as ek ook van myself getuig, is my getuienis geloofwaardig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het, en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom, of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees, ek oordeel niemand nie. En al oordeel ek, is my oordeel geloofwaardig, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader, wat my gestuur het. En ook in julle wet staan daar geskryf dat die getuienis van 2 mense geloofwaardig is. Ek is die een wat van myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Hulle vra hom toe, waar is u Vader? En Jesus antwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Hierdie woorde het hy gesê by die offergawekus, terwyl hy op die tempelterrein onderrig het. Niemand het hom egter gevange geneem, omdat sy uur nog nie aangebreek het. Ek lees vanoggend net tot hier geliefdes. Ek wil ook saam met julle hierdie stukkie teks oopbreek, om 'n groter prentjie te kry en om vaster te maak aan ons harte. Maar voordat ons dit doen, terwyl ons so by mekaar is, kom ons sluit ons oë. Kom ons bid. Here, ons is op die voorraad van 'n tyd waar die kerk al vir eeue as lydenstyd volg. En Here, soms neem ons net kennis van hierdie tyd van die jaar. Soms
besef ons Paasfees is naby, as die sjokolade eiers uitgepak word en die winkels oralster vir jou Easter produkte het. Het gaan oor soveel meer. U sien in hierdie tyd, Here, het u self gestroop om vir my te sterf, om vir my lewe te bring, om vir my die dood te oorwin, om vir my 'n ewigheid te gee. En ek vergeet dit so maklik, Here. 'n Mens kyk na die jaarkalender en jy dink Paasfees die eerste naweek in April en jy begin planne maak in jou kop en dink wat jy gaan doen. Maar dit was onseglike verlies en 'n massiewe offer wat my hele lewe verander het. Daarom wil ons hierdie jaar saam stap, Here. Ons wil nie kennis neem nie. Ons wil deel wees. Ons wil volg. Ons wil doen wat u sê. Ons wil antwoord as u sê. Die wat my lig volg sal nooit weer duisternis hê nie. Want ek herken volgend, dit kan baie keer lekker donker raak in my lewe, Here. En dan kan klomp goed kom wat 'n skade weer gooi en klomp goed wat my pla en klomp goed wat my bekommerd maak. Ek wil in u lig lewe, Here. Ek wil in u lig lewe. Daarom vul my ook vanmôre weer met die rustigheid van u Heilige Gees. Vul my, Here, met u vrede wat my verstand te bowe gaan. Vul my met daardie wete dat maak nie saak wat kom en wat is, maak nie saak wat 'n uitdaging daar is nie, dat ek veilig in u hand is. Vul my met die vrede in my hart dat my kinders wat sopas dalk met 'n nuwe loopbaan begin het, weg is college toe of universiteit toe, dat hulle veilig is in u hande. Vul my met u vrede, want ek soek daarna, Here. Dankie dat u na ons kyk. Dankie dat u na ons geliefdes kyk, hier en ver. Dankie, Here, vir die milde reën. Dit lyk 'n bietjie anders die tyd van die jaar hier, waar dit gewoonlik bruin en grys en beige is. Dankie, Here, vir u goedheid en u grootheid. Ons kom vanmôre ook as 'n gemeente en ons sê, ons is hier om hierdie stuk pad saam met u te stap. Dankie dat u my ken, dankie dat u vir my lief is, dankie, Here, dat u my toerus. Amen. As jy mooi na jou kerkkalender kyk, sou jy iets gesien het wat, ons sit dit al 'n paar jaar in, sien iets wat jy op die oogopslag gaan raak lees, jy staan nie by 'n Sondag, waar jy kyk hoe laat begin die kerk, jy staan ook nie by 'n ander dag, waar jy sien waar verjaar jou vriende nie, maar op die 18de Februarie, gaan jy 'n inskrywing sien in jou jaarprogram, as Woensdag, begin van die lydenstyd. Kan ek vra, wie het dit al gesien? Vorige jare ook wees, dankie. Ek gaan vandag so 'n bietjie daaroor gesels en waartoe dit lei. Nou, dit is die begin van die lydenstyd. Dit is die begin van die reis, Jesus se reis, wat uiteindelik tot 'n kruis en 'n graf en 'n leë graf en wonde aan die hande en 'n opgevare Here gelei het. Een wat weer gaan terugkom. En jy kan maar in die Bybel kyk, voor Jesus het mense nooit van 'n ewige lewe gepraat. Nooit. Hulle het eintlik ook nie genade verstaan. Baie keer is hulle vergifnis gevra, die hele Ou Testament deur, vir hulle ontrou en hulle ongehoorsaamheid en hulle sonde, was dit baie keer uit vrees vir God se straf. Mense het nie regtig genade verstaan nie. Maar toe kom Jesus. En uit die Griekse teks in Johannes 1, hy kom slaan as het ware tent onder ons op. Dis verrassend.
Hy kom slaan tent onder ons op. Hy kom bly onder ons. Hy maak ons sy woonplek. En hy leer ons om verder te dink en weier te kyk as ons oor lewe en dood praat. Trouwens, hy oorwin die dood. Hy bring 'n lewe wat verder strek as die grense wat op daai tyd bestaan het. Maar 'n deel van sy pad hier was die lydensweg. En baie keer kry jy kerke wat glad nie oor die lydensweg praat nie. Want dit gaan net oor die happy times. Kry kerke wat glad nie hierby stil staan nie, want dis nie altyd 'n lekker boodskap nie, dit laat my skuldig voel, dis oor my. Wel, ons gaan elke tree saamstap. Want dit gaan my bietjie stroop van 'n paar goed, waar daar eintlik dankbaarheid moet eers, oor 'n kruis wat leeg is, en 'n graf. So tradisioneel, as jy 40 dae in die Bybel gekyk het, en 40 dae of 40 jaar het baie keer voorgekom, as hierdie tydperk in die Bybel voorkom, weet jy, hier kom 'n reis na iewester. Hier kom 'n oorgangstyd, hier kom 'n transformasietyd. Dink aan die 40 dae van die sondvloed. Die wêreld het bietjie anders te gelyk as voor die tyd. Dink aan die 40 jaar in die woestyn, daar was klomp goed wat die volk moes leer. Dink aan Nineve wat hoor, jy het 40 dae oor en dan word hierdie plek vernietig en hulle draai om. Hulle gee hulle harte vir die Here. En ek weet nie wie dit al raak gesien het nie, maar Jesus se aardse bediening het met 40 dae begin en 40 dae geëindig. Hy was pas klaar gedoop, 40 dae in die woestyn waar hy beproef was, en toe nou in sy beproewing deur die Satan versoek was. En uiteindelik nadat hy die dood uit opgestaan het, 40 dae, voordat hy opgevaar het na die hemel. Hy begin sy pad met 40 dae. En hy eindig dit met 40 dae. Maar soos ek gesê het, 40 was nog altyd 'n getal van transformasie, van oorgang in die Bybel. God wat besig is om 'n nuwe hoofstuk te skryf. Die vervulling van God se plan wat dikwels anders gelyk het as wat mense in gedagte gehad het. En ook is 40 'n getal wat sê hier kom 'n tyd waar jy iets moet leer. Hier kom beproewing, hier kom versoeking, hier kom iets waar jy so 'n bietjie jou gedagtes moet groter oopmaak. Hier kom 'n tyd waar jy gereed moet maak vir 'n nuwe hoofstuk in jou lewe. Nou gaan jy vandag na jou kalender toe en jy sien as Woensdag, 18 Februarie, en jy begin tel tot by Paasfees, hier vroeg in April, gaan jy agterkom dis meer as 40 dae. Die vroeë kerk het as Woensdag al op 13 of 3:13 gevier. Nie 13:13, 3:13, 313 na Christus, 313 na Christus. So ver gaan die bronne terug, was as Woensdag al gevier. En die kerk het nooit Sondag gevier as deel van die lydenstyd. Sondag was 'n dankdag, Sondag was 'n dag van blydskap. So het Sondag uitgehaal, en as jy die paar Sondae uithaal, dan kom jy by 40 dae. Woensdag die 18de Februarie, as Woensdag, begin ons met die lydenstyd van Jesus. En dan kan jy vanmôre vra, hoekom as Woensdag? Want van die Ou Testamentiese tyd af was as wat hulle oor hulle koppe gegooi het, nog altyd 'n teken van rou of berou, of daai gevoel van verganklikheid. Wanneer ouens hulle klere geskeur het en gesê het, Here, ek is nie werd om voor U te staan nie, het hulle ook as oor die koppe gegooi. En dis hoekom die vroeë kerk dit as Woensdag genoem het. Wat hulle gewoonlik gedoen het, hulle die palmtakke van die vorige jaar, wat hulle op Palm Sondag gebruik het, die intog Sondag, die laaste Sondag voor Paasfees, Palm Sondag, hulle het takke gevat, gedroog, en dan gebrand, en daai as gevat, en 'n kruis op mense se koppe geteken. Dis hoekom die Woensdag bekend staan as Woensdag. En met hierdie oomblik nie net 'n fokus op die lyding van Jesus of die verganklikheid nie,
Maar die lydenstyd in die kerk, in die vroeë kerk en ook vandag hier by ons, was altyd 'n tyd vir geestelike vernuwing. Wanneer ek so 'n bietjie na myself kyk. Wanneer ek saam met Jesus myself so 'n bietjie stroop. Wanneer ek dag vir dag saam met Jesus fokus op dit wat my lewe verander het. En die vroeë kerk het op Aswoensdag altyd verwys na die lig wat die donkerte verdryf het. En daarom begin ons vandag by hierdie lig. Nou om van hierdie lig te praat, 'n bietjie agtergrond, die tempel in Jerusalem, 'n groot kompleks. Die gebou is self nie so groot. Die gebou is self net 'n heilige deel waar die priesters opgetree het en 'n allerheiligste deel agter 'n groot dik gordyn waar die mense geglo het God bly. Die res van die tempel was voorhowe. Jy het die voorhoof van die Israeliete gekry waar die mans mag gekom het, die rein mans saam met die priesters, en dan het jy die voorhof vir vroue gekry waar mans en vroue aanbid het, maar vroue moes daar gestop het, en dan buiteom het jy die voorhof vir die heidene gekry waar enige iemand mag gekom het. Hoekom vertel ek vir jou dit? Want het was juist in hierdie voorhof vir vroue dat daar een keer 'n jaar 'n wonderlike ding gebeur. Gewoonlik was daar baie mense in die voorhof vir vroue, want die offergawekiste het daar gestaan. Nou die offergawekiste het gelyk soos omgekeerde trompette, groot onder en klein bo, omgekeerd neergesit. Jy kon geld ingooi, maar jy kon jou hand insteek vir klein geld. So die klein deeltjie bo, die groot deel onder, 13 van hulle. Eerste 2 was gewone tempelbelasting, die halwe sikkel silwer. Trompet 3 en 4 was as jy offergawe wil gee, om duiwe aan te koop vir offer. Trompet 5 was om hout te koop, om die vuur aan die gang te hou. Trompet 6 was vir die wierook. Trompet 7 vir die algemene hantering van goederes, ook die meublement instandhouding. En trompet 8 tot 13, as jy iets ekstra gehad het, jy het daar ingegooi. So hulle het altyd regtig gereken op baie mense wat baie ekstra het, want ons 'n paar trompette vir dit. Maar een keer 'n jaar, voor hierdie offergawekiste, het hierdie spul mense 'n kandelaar opgeslaan. Party bronne sê meer as 1. 23 meter hoog. Vol bakke wat 40 liter kan vat, en dan het hulle hierdie bakke vol olie gemaak en aan die brand gesteek. Dink jouself aan 'n 23 meter hoë kandelaar. Vol bakke wat elk 40 liter olie vat wat jy aan die brand steek. Hoekom het hulle dit gedoen? Dit was die einde van die loofhuttefees. Elke jaar moes die Israeliete vir 7 dae in hitte om Jerusalem kom bly. Van wat het hulle gevier? God wat hulle gelei het vir 40 jaar deur die woestyn. En hierdie hitte was Sukkas gewees. Sukka was palmtakhitte. En daarom was hierdie fees, die loofhuttefees, tabernakelfees, Sukkot. Want die ouens het vir 7 dae om die tempel kom bly in palmtakhitte. Want God het na ons gekyk vir 40 jaar. En hoekom die laaste aand van die fees die groot kandelaar aansteek? Want hulle wou daai vuurkolom van God wat hulle deur die nag gelei het, weer uitbeeld. 23 meter hoog. Hierdie goed wat brand. En dis 'n oop hof. Jy kon hierdie lig van ver af sien. En met dit dat die tempel op hoogte was, daai goed het die hele nag deurgebrand, en hierdie hele Jerusalem was 'n laagte van lig. Wonderlike oomblik. En dit was 'n fees wat hulle nie net laat onthou het wat God gedoen het nie. Omdat Israel op hierdie stadium weer onder die Romeine was, omdat hulle alweer slawe was dit nie net 'n onthou-fees nie, maar ook 'n fees waar hulle self gereed gemaak het, 'n fees van hoop,
want die Messias is op pad. En dat hulle gewoonlik, terwyl hulle die kandelare aangesteek het, om hierdie kandelare gedans met fakkels, en gedeeltes soos Jesaja 49 vers 6 aangehaal, oor en oor en oor. Wat staan daar? Wanneer God weer iemand stuur, gaan dit nie weer iemand wees om die 12 stamme op te rig nie. Maar wanneer God iemand stuur, gaan hy die lig vir die nasies stuur, sodat sy heil tot in die uiteindes van die wêreld gehoor kan word. Jesaja 49 vers 6. Wanneer God weer iemand stuur, gaan dit die lig vir die nasies wees. Hierdie was 'n fees van lig. Hierdie was 'n fees van trots. God het voorsien. Hierdie was 'n fees van hoop. God sal weer voorsien. Maar nou is die fees verby. Die olie is opgebring. Die aand is oor. Die laaste olie verdamp. Jy weet mos hoe ruik dit as jy 'n fees gevier het, veral as jy goed gebrand het, en jy gaan die volgende oggend terug om skoon te maak. 'n Party wat verby is, ruik altyd vreemd, is dit nie? Nou is dit so. Vir nog 'n jaar het hierdie kandelaar hoog gebrand, vir nog 'n jaar was almal opgewonde. Die Messias is op pad. Die reuse kandelaar staan nog daar, hulle is besig om af te breek. Maar die ligglans is in almal se harte ingeets. En dan daar by die offergawekiste, sê vers 20, staan daar 'n man. Hy het sopas as jy hoofstuk 7 lees, weer moeilikheid gehad met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Want hierdie man in sy vroeë 30's is eintlik 'n skrynwerker, maar hy probeer sy lyf rabbi hou. Hy dink hy's wys. Die fariseërs kan hom nie verdra nie. As hulle hom sien aankom, berei hulle self voor om hom af te breek en te verneder. Nou staan hierdie skrynwerker rabbi daar. En weet jy wat sê hy? Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit meer in duisternis leef nie, maar lig vir die lewe hê. Ek is die lig vir die duisternis, sê hy. Verstaan jy nou beter wat hy gesê het? Verstaan jy hoekom hy gesê het wat hy op daai oomblik gesê het? Verstaan jy, dis nie net woorde wat uit die lig uitgerink nie. En verstaan jy dadelik die impak wat daai woorde moes gehad het? Want daai olie is skaars koud. En almal verwag hierdie lig vir die nasies. En nou staan hierdie man van Nasaret daar en hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Verstaan jy? Dis woorde wat dadelik ontstel het. Woorde wat dadelik impak gehad het. Woorde wat dadelik mense laat dink het van wie dink hy is hy. En dis eintlik waaroor lydenstryd gaan, my liewe vriende. Moenie maklik wees nie. Hierdie tyd van die jaar gaan oor woorde wat aan 'n mens raak. Woorde wat jou so 'n bietjie ontstig. Woorde wat jou ontstel, woorde wat jou weer moet laat dink, woorde wat jou in beweging moet bring. Terwyl die spul wag vir die lig vir die nasies, staan hy hier met sy skrynwerkers wysheid volgens die fariseërs. En hy sê, kyk na my. Ek is die lig vir die wêreld. Jou wagtyd is verby. Die profeseë word alles waar. Die eeuoue beloftes gebeur alles hier voor jou oë. Voel die impak.
Maar sê dit nou vir 'n wêreld wat gewoond geraak het aan die duisternis. Maar dis wat daar gebeur het. Die wêreld was baie duister, baie donker. Al het hulle kandelare opgesteek wat die hele nag deurgebrand het. As die olie op was, was die wêreld maar weer net so donker. Die wêreld vandag is nog donker. En dit gaan nie net oor die goed wat daar buite gebeur. Kyk na die gedagtes wat jy soms in jou kop ronddra. Kyk na die woorde wat jy soms uiter. Kyk na die goed wat soms in jou hart leef. Die wêreld, my vriend, is 'n donker, donker plek. Eerste mense wat reageer, die eerste ouens wat altyd gereageer het, was nie sy fanbase nie. Was die fariseërs, die skrifgeleerdes. Hulle was altyd reg met reaksie, altyd reg met 'n stukkie negativiteit. Ook nou hier, 'n paar oomblikke gelede was hulle die ouens wat met fakkels om hierdie groot kandelaber gedans het. En nou kom hulle terug en sê, maar hoor hier, wie gee jou die reg? Jy het getuies nodig om sulke goed te sê. En ek gaan nie vandag tyd spandeer aan hulle woorde nie, want dis negatief. As hy antwoord sê hy net, ek is nie alleen nie. Ek en die Vader is een, maar dis my tweede getuie, ek weet waar ek vandaan kom, ek weet waar die pad is, julle weet duidelik nie. Ek het nie nou gekom om te oordeel nie. Ek het nie gekom as regter nie, ek het gekom as redder. Ek wil nie fokus op hulle woorde nie. Ek wil fokus op syne. Weet jy waar begin dit, wat hy hier sê? As jy die Johannes Evangelie lees, sê jy agterkom, dit begin op 'n wonderlike manier. Aan die begin was die woord, en die woord was daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Niks het sonder hom ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Het staan al in Johannes 1. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Omdat die lewe in hom was, staan hy daar. Maak nie saak wie hoor, nie wil hoor nie. Wie is daar, wie is nie daar nie. En hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Geliefdes, kyk mooi na hierdie woorde. Die antwoord vir 'n chaotiese, donker wêreld is nie iets nie. Dis iemand. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Het jy agtergekom, lig bevry 'n mens? Het jy agtergekom hoe gevange is 'n mens as jy in pikdonkerte is? Het jy agtergekom, jy verloor alles in pikdonkerte? Het jy agtergekom, jy's 'n slaaf van daai donkerte, want jy kan nie beweeg nie. En die geringste lig wat daai donkerte breek, bevry jou. Dis asof jy weer kan dink. Jy kan sin maak om jou. Jy kan planne maak. Jy kan beweeg. Jy kan vorentoe gaan. En as hy op hierdie dag vir jou vra om hom te volg, sodat jy nooit weer in donkerte vasgeknel is nie. Gebruik hy eintlik 'n woord, akolotheo, wat gebruik was om 3 verhoudings uit te beeld. Eerstens die verhouding tussen 'n soldaat en sy offisier. Tweedens die verhouding tussen 'n slaaf en 'n eienaar. Derdens die verhouding tussen 'n student en 'n leermeester. En ek en jy gaan om hierdie lydingstyd volg.
Ons gaan dag vir dag in sy teenwoordigheid wees. Ons gaan onsself 'n bietjie stroop van goed wat eintlik dankbaarheid moet wees. Gaan dit maklik wees? Gaan lees gerus Matteus 5. Kom jy agter hoe moeilik dit is om hom te volg. Maar anders as die mense van daai tyd, weet ons, hierdie lig was lewe. En ek en jy het hierdie lewe. Ek gaan vir jou verduidelik nadat ons amen gesê het, wat ons in hierdie lydingstyd gaan doen. En ek hoop, jy is met my, dag na dag en tree vir tree. Amen. Kom ons sluit ons erediens af en ons doen aan die seën van die Here. En elkeen van u gaan in vrede. Genade van God ons Vader en liefde van Jesus Christus die Heer, gemeenskap met die Heilige Gees, sal ons lewens omvorm en vul. Amen.